Hallo my vriend, kom ons dink bietjie saam oor gebed en genesing. Jesus Christus en genesing. Baie belangrik. Jesus is op die berg van verheerliking, hy is in teenwoordigheid van God, hy kom af, hy is op pad Jerusalem toe, hy is op pad na die kruis. Toe hy onderkom, toe sien hy die disippels stry daar met 'n klomp mense. En hy vra Markus 9, hy sê, wat gaan nou hier aan? En as een man wat sê, Here, my seun het 'n bose gees, en ek het vir die disippels gevra om my seun te genees, en hulle kon nie. En Jesus vra vir disippels nou, ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring die seun na my toe. En toe het Jesus die seun gevat, opgehelp en hom genees, en toe vra die disippels maar, hoekom kon ons dit nie doen nie? Hoekom kon ons dit nie doen nie? Hoekom kon ons nie die seun genees nie? En Jesus sê vir hulle, hierdie goed kan met niks anders gebeur as met gebed nie. So wat Jesus eintlik vir hulle sê, julle kon nie die seun genees nie, want julle kan nie. Die goed is nie mensgoed nie. Dis God se goed. En as jy nie glo nie, en as jy nie bid nie, is dis die Here se dinge hierdie. Daarom kan julle dit nie doen nie. Sonder gebed, sonder geloof, kan jy nie hierdie dinge doen nie. So gebed is die manier om God, daar's 'n situasie. In hierdie geval, die seun was siek. Die manier om God almagtig, God kan dit doen, God kan doen net wat hy wil, God is groot. Om God almagtig in 'n situasie in te kry, sy magtige teenwoordigheid, God se krag, God se ingryping, God in 'n situasie, die manier om dit te kry is om God te vra, om te bid en te glo en sê, Here, ek kan nie, ek kon nie want ek kan nie, maar U is die Here. Daarom sê Jesus ook op 'n plek in die Bybel, Matteus 5, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ons is afhanklik van God. By genesing, om die almag van God in te kry in 'n situasie wat bo jou vermoë is, jy doen dit deur gebed en deur geloof. Kyk, ek weet nie hoe om dit lekker te verduidelik nie, maar iemand het die voorbeeld gedoen van 'n geweer. Kyk, as jy nou die geweer vashou, en jy hou hom vas, en jy druk hom teen jou skouer, en jy kyk deur die skope, en jy druk die sneller. Die gewere het geweldig baie kinetiese energie, geweldig baie. Dis die geweer wat so geweldig kragtig is, wat lewe en dood bring, wat skade bring. Ek nie, ek kan miskien kyk, ek kan sneller trek, maar die geweer is geweldig kragtig. Nou is miskien 'n swak voorbeeld, maar gebed werk 'n bietjie so, ek kan nie, maar ek en gebed, die manier om die Here te vra in 'n situasie in kry, God almagtig, is om die Here by my te kry. Ek en die Here en ek, en om te sê, Here, ek kan nie. Ek kon nie, daarom kan ek nie. Ek kan nie, daarom kon ek nie. Maar ek glo en ek bid in hierdie situasie. Ek is van nie afhanklik. Ek weet dit, en ek weet jy is 'n goeie Vader. As dit U wil is, help asseblief. So amper soos met 'n geweer. Dit is God wat kan genees. Dit is God wat red. Dit is God wat mense bemoedig. Al die tekste in die Bybel. En waar ek glo en bid vir die Here, daar kan die Here geweldige krag doen. Hy is almagtig. God is by 'n mens, soos 'n geweer wat by 'n mens is. Maar as ek die geweer reg hanteer, as jy verstaan wat ek bedoel, as jy vra, Here, seën my met U teenwoordigheid, U goddelike krag, die Heilige Gees, wil U nie, as dit U wil is, asseblief, help nie. Dis hoe 'n mens te doen. En daarom sê Jesus, julle vra, hoekom kon julle nie 'n kind gesond maak nie? Maar julle kon nie, want julle kan nie. Maar as julle glo en bid gaan saam, sê Jesus. Daarom sê die Here eintlik, moet nou nie
klein gelowig wees nie. Die almag van God, die almagtige teenwoordigheid van God, die geneesende teenwoordigheid van God, die teenwoordigheid van God, dit gaan saam met geloof en gebed. Nou jy kan die Bybel lees, Jesus het oral gegaan, oral heen gegaan. Hy het eintlik baie versit, hy het baie gereis. En oral waar hy gaan, was daar mense wat van hom gehoor het, soos die een vrou wat al 12 jaar siek was. Nou, sy het tussen die mense deur gebeur, eintlik sy het so agter die Here van die agterkant af benader, en sy mag het nie doen nie, maar sy het die vrymoedigheid gehad, mens kan sê die geloof gehad, en sy het aan Jesus geraak. En toe Jesus voel die krag ging van hom uit, toe vra hy, wie het my aangeraak? En toe skrik sy, maar sy was genees. En die Here sê vir haar, vrou, jou geloof het jou gered. Oral waar mense die Here benader, die Here stap vinnig, so vinnig dat hy die disippels wegloop, driftig, nou op pad Jerusalem toe na die kruis. En langs die pad by Jerigo is daar 'n blinde man, wat agterkom, Jesus kom verby. En hy sê, Jesus, Jesus, en die mense sê, bly stil man, dat Jesus, ander dinge nou. En Jesus gaan staan by hom en sê, wat kan ek vir jou doen? En hy sê, dat ek kan sien. En die Here sê vir hom, jy is genees, en van toe af het die man saam met Jesus geloop, en hy was net betyds om die kruisiging te sien. Die 4 vriende wat hulle vriend deur die dak laat sak het, voor Jesus in geloof, nee, kyk, dis 'n geweldige ding om iemand anders se huis op te breek, maar dat sak Jesus, hulle vriend hier voor Jesus in, en Jesus sê, wat kan ek vir jou doen? Jesus sê, jou sonde is jou vergewe, staan op en loop. Mense, geloof, gebed, vrymoedigheid met God, herhaalde kere, as mense sê, die kinders is nou hier so welkom, en sê Jesus, moenie hulle verhinder nie. As die mense sê vir die blinders, bly net stil, dan sê hy, wag, gee my kans, wat kan ek vir jou doen? Oral in die Bybel lees ons van waar mense Jesus aanspreek en pleit en bid, dan kom Jesus in en hy genees en hy help en hy red hulle. Saggeus langs die pad, klim in die boom, en Jesus sien hom, hy sê, klim af, vanaand eet ek by jou. Oral in die Bybel waar mense die vrymoedigheid neem, Jesus, hulle nader Jesus, in 'n sekere soort van 'n verwagting, baie voorbeelde, help die Jesus vir mense, en hy help hulle met genesing en redding op baie dinge. God gebruik mense wat glo, mense wat bid. En ek wil net vir jou sê, in ons land, lyk my die gesindhede is nie meer goed en dit word al slegter. Wil jy nie ook, en ek vra jou mooi, dis nie hulle en hulle nie, wil jy nie ook jou gesindheid verander nie? Jy kan ook deur jou geloof en jou gebed en jou gesindheid 'n groot verandering bring. Jy is iemand wat 'n groot verskil kan maak. Dis soos wanneer iemand 'n geweer teen sy skouer sit en deur die skope kyk en mooi mik en die sneller trek. Dis die geweer wat die skade doen. Maar jy en jou geweer kan baie doen, hè. Daar, net op 'n manier wil ek sê, jy en die Here en jou gesindheid, jy kan geweldig baie verskil maak in hierdie land en lewens. Waar jy vir ons land bid, die Bybel sê as ons bid vir ons land en ons sonde laat staan en terugkom na die Here, sal hy ons land genees, en jy is deel daarvan. Jy moet jou gesindheid verander. Wat doen jy? Hoe bid jy? Hoe kom jy tot geloof? Hoe is jou gesindheid? Om so op te tree dat die Here, jy en die Here en die Here en jy, dat die Here jou land en jou omgewing en mense wat oor jou pad kom, daai huisiekie langs die pad en hierdie, dat die Here geweldige groot kragte kan doen. Dit is jou taak. Dis in jou hande om nou dit uit te werk. Amen. So ek gaan jou seën, die Here genees alles. Seën beteken, die Here bring sy beste permanent in iemand se lewe. En daarom wil ek nou vir jou doen, Here in die hemel, wil u net vir hom, vir haar nou seën, die beste van die hemel, nou permanent, vir hierdie man en vrou gee. Amen.